finansiële volhoubaarheid. Hoe bly skole staande? Ek is Leandi Bresler en jy kyk na Skoolslim. En by my vandag het ek vir Melanie Buys, die hoof van ontwikkeling by die skoleondersteuningssentrum. Melanie, baie welkom. Môre Leandi. Ek wil sommer net met die deur in jou huis val en vir jou vra, so waarom is versigtige en langtermyn finansiële beplanning so noodsaaklik vir enige goeie skool? Ek dink ons moet begin by die punt van goeie skole. Dat ons in Suid-Afrika uitstekende skole ook het, is vreeslik belangrik. En om goed te bly is nie 'n gegewe nie, want daar is baie uitdagings. Net om oor wat my interessant was toe ons nou gekyk het met ons matriekverslag, ons het elke jaar ons matriekverslag met die topskole in die land. En wat jy sien, die Afrikaanse skole floreer. En as jy kyk na die definisie van floreer, sê dis is om kragtig te groei in uitsonderlike positiewe omstandighede. Ja. En eintlik is dit oor die algemeen nie noodwendig waar as ons na ons staatsomgewing kyk, is dit nie besonder positief nie, veral nie in Afrikaanse skole nie. En tog doen ons Afrikaanse skole uitnemend. En dan gaan dit oor baie goeie bestuur, ook goeie finansiële bestuur, maar ook die betrokkenheid van 'n gemeenskap. Ons Afrikaanse skoolgemeenskappe is betrokke en het vat neem verantwoordelikheid vir die skool, en dan gaan dit oor die gehalte van onderwys. Dit help ook nie mense is net Afrikaans nie, jy moet goeie gehalte onderwys gee en ons sien dit in ons skole. So en dit is hoekom dit so belangrik is om volhoubaar te beplan dat mens kan voortgaan daarmee. Want die een uitdaging is natuurlik finansiëel. Skole wat gekonfronteer word met al meer kwytskeldings, wat wetlik verplig word as 'n ouer kwalifiseer om hulle kwyt te skeld, maar 'n staat wat nie 'n verantwoordelikheid het om noodwendig daai kwytskeldings te vergoed nie, en ons sien nou dat al meer provinsies ophou om enigstens te vergoed vir daai kwytskeldings, en dan natuurlik met koste wat opgaan, en minder posvoorsiening. So 'n staat wat al meer voorskryf, maar al minder ondersteun, is dink ek die grootste uitdaging vir ons openbare skole. En laastens dink ek is ook belangrik om nie prestasie met bevoordiging te verwar nie. Want ons sien baie keer dan dat politici sê ja, maar sekere skole is bevoordeel. Sekere skole presteer ten spyte van uitdagings omdat hulle goed bestuur word. En dit is baie belangrik om te onthou. Jy het nou so vinnig iets genoem van kwytskeldings, maar wat is van die grootste finansiële risiko's waarvoor skole hulself moet betyds voorberei? Ek dink een van die groot uitdagings wat ons sien met skole is natuurlik die kwytskeldings. So 'n skool moet homself voorberei om staatsbestand te word. Want kwytskeldings is een van die goed, maar die inmenging en die voorskriftelikheid van die staat. Ons sien nou met die Bella-wet is daar baie meer magte in die staat se hande om besluite te neem, terwyl hulle nie eintlik die vermoë of die wil het om skole en veral goeie skole, en ek dink ons praat spesifiek vandag dan ook oor Afrikaanse skole, om skole te ondersteun nie. So hulle skryf voor sonder die verantwoordelikheid om dit uit te voer. So dit is 'n groot uitdaging vir skole, en dan natuurlik goed soos munisipale koste wat geweldig duur word, met die dat posvoorsiening minder word, jou salarisrekening is van 'n skool se heel grootste uitgawes. So om dan in te staan met beheerliggaamposte om steeds daai gehalte onderwys te kan aanbied, is 'n groot uitdaging. So moet kyk na wat is alfa en beta faktore. Beta faktore is daai waar jy inspraak het, maar jy het nie regtig 'n bepalende invloed in die uitkoms nie. So jy kan kommentaar lewer oor regulasies, nou dat Bella wet is, jy kon oor Bella kommentaar lewer, maar wat uiteindelik daarmee gebeur, is nie regtig in jou hande nie. Alfa faktore is daai goed wat jy kan beplan en seker maak dat dit suksesvol deurgevoer word. So ek dink skole moet baie hard werk om soveel as moontlik van hulle finansiële beplanning 'n alfa plan te verpak, daar waar jy beheer het. En daarvoor het ons baie voorstelle, maar ek dink ons sal nou kans hê om bietjie meer daaroor te praat. Melanie, hoe beïnvloed regulatoriese en departementele druk die daaglikse bestuur van Afrikaanse skole? Kyk, daar's baie druk op skole om verslag te doen. So daar administratiewe druk, veral nou met die nuwe wetgewing wat aanvaar is met Bella-wet, dat hulle nou 4 keer 'n jaar verslag moet doen. Nie dat die departement veel doen met daai verslae nie, want hulle het nie die kapasiteit om enigstens daarop te volg of te reageer nie. Maar goed, baie administratiewe druk. En dan daai voorskriftelikheid, die feit dat 'n skool
'n openbare skool oor sy taal- en toelatingsbeleid nie die finale sê het nie. Maar dan is dit ook belangrik dat jy ook weet wat die ruimte binne die wet is, wat is jou regte, wat is die prosesse wat moet gevolg word, dat 'n ou nie net alles wat die departement doen aanvaar nie. So daar's druk, maar dit is daarom belangrik dat skole en beheerliggame veral ook moet weet wat sê die wet dat hulle self daarteen kan verweer en kan beplan daarvoor. So wat sal jy sê is van die grootste uitdagings wat ons skole het met hul verhouding met die departement van basiese onderwys? Goed, ek dink dit is belangrik dat jy verhoudinge so ver as moontlik positief bestuur. Iemand het eendag gesê moenie ouens wat nie jou vriende is nie jou vyande maak nie. So dit is belangrik dat mens in 'n gesonde werksverhouding is, maar dat mens ook kennis neem dat daar politieke faktore is, veral in 'n provinsie soos Gauteng, waar daar ANC politiek is wat skerp gefokus is teen Afrikaanse skole. Wat nie in die eerste plek besluit vir gehalte onderwys sal neem as vir politieke redes nie. So dit is 'n groot uitdaging. In ander provinsies waar en ek dink die Weskaap is 'n lekker voorbeeld daarvan, waar 'n departement is wat oor dieselfde fokus het om gehalte onderwys moontlik te maak. Wat die interne vermoë is dan van die departement is natuurlik bepalend, maar om daai vyhandigheid te kan bestuur. En jou planne so te maak dat 'n mens meer selfstandige besluite kan neem. Want byvoorbeeld, een van die goed in die wet is dat 'n beheerliggaam of 'n skool is 'n regsentiteit. Dis nie soos 'n onderwysdepartement met allerlei klein skooltjies hier onder wat eintlik deel is van die departement nie. Elke skool is 'n regspersoon in sy eie reg wat deur 'n beheerliggaam bestuur word, wat 'n baie belangrike ding is om te verstaan. So daar's die regte wat 'n persoon het 'n skool ook, in terme van besluitneming en eiendomsreg en daai tipe goed is belangrik. Maar dat die departement dan nou inspraak daarop het. So dit is belangrik dat 'n ou daai verhouding verstaan, maar dat mens ook weet tot watter punt 'n beheerliggaam dit kan bestuur. En een van die groot uitdagings is hoofde wat op 'n beheerliggaam is en natuurlik die skool se uitvoerende hoof is, maar wat ook in diens van die departement is en daar moet ouers en beheerliggame hulle rol baie belangrik verstaan. Dat sekere goed en veral oor finansiële beleid is die beheerliggaam se verantwoordelikheid en dat mens daar eintlik 'n hoof se rug toe maak en sy hand sterk maak deur daai tipe as daar skrywes gerig moet word, besluite geneem moet word, dat dit deur die beheerliggaam geneem word en deur die voorsitter onderteken word om jou hoof te beskerm. En dan een van die ander belangrike goed ook om meer selfstandigheid eintlik vir skole te gee oor hulle besluite oor waar gaan hulle met hulle geld heen, want die wet sê natuurlik as jy enige eiendom wil vervreem of aanskaf of moet jy by die LER toestemming vra. Al het dit niks te doen met hoe daai geld bekom is waarmee die bate aangeskaf is nie. Maar ons voorstel is dat jy jou skoolgeld deur jou skoolrekening bestuur, maar alle skenkings en addisionele inkomste bronne, dat mens dit deur 'n aparte maatskappy sonder winsoogmerk bestuur met jou skool as begunstigde, dat mens daai twee goed skei. En dis baie effektief moontlik binne die raamwerk van die wet. So dit is nie 'n cowboy plan nie, maar hy moet weet wat die moontlikhede is dat jy dit kan doen. So jy het nou so 'n bietjie van hierdie vrae geantwoord, maar wat moet 'n skool doen? Of hoe kan hulle eintlik ferm en professioneel optree wanneer daar spanning ontstaan met die departement van onderwys? Ek dink die belangrikste ding is maar daai dat 'n beheerliggaam moet teenwoordig wees en moet die kommunikasie met die departement opneem. En dit is belangrik om die reg te ken, maar dit is ook belangrik om met organisasies soos die SOS en Solidariteit en ander instellings wat gespesialiseerde advies kan gee, hande te vat. Sodat jy hoef nie die regsspesialis te wees nie, maar jy moet 'n basiese kennis hê om te weet waar 'n ou se moontlikhede is. So om albei kante toe eintlik jou skool te versterk, is baie belangrik. Waarom sal jy sê dat dit belangrik is vir beheerliggame en skoolbestuur om finansiële maar ook regulatoriese vaardighede te ontwikkel en daaraan te werk? Ek dink om op jou reg te staan, moet jy weet wat jou reg is. So daai basiese kennis van die skolewet en van wat die bepalinge is baie belangrik.
En ek dink dan nou sluit dit weer aan, kry 'n kenner aan jou sy wat jou sterk maak om te inhelp om die regte besluite te neem. Dat 'n ou nie eers jou voet in 'n ding sit en dan om dit dan te herstel is baie moeiliker. En dat ons verstaan, ons is in 'n Afrikaanse skole is in 'n sensitiewe omgewing, en daarom moet ons dinge reg doen. Ken, wat is die kernbeginsels van 'n finansiëel volhoubare skool? Ek dink 'n sterk alfa plan. 'n plan wat jou help om jou bestuur van jou skool so selfstandig as moontlik te bestuur en so bestand teen die departement is as wat jy kan wees. So dat skielike besluit is van die departement nie jou totale finansiële plan byvoorbeeld omvergooi nie. So die eerste ding is bestuur alle fondse bo en behalwe jou skoolfonds deur 'n aparte regsentiteit soos 'n maatskappy sonder winsoogmerk. Baie skole het reeds trusts. Hulle is bietjie moeiliker om te gebruik, maar gebruik 'n aparte regsentiteit met jou skool as begunstigder. Ontwikkel goed soos 'n naskool. Bestuur jou klerewinkel, jou sportsentrum, so goed. Kan als langs jou skool bestuur word tot voordeel van jou skool sonder dat dit deel van jou skool se eiendom hoef te word. So ons moet ander planne maak om meer selfstandig te kan wees. Dan dink ek 'n volgende ding is, maak seker jou beleide is reg en in plek en in belang van jou skool. Moenie sommer 'n beleid wat die departement stuur aanvaar en net die beheerliggaam se stempel opsit en aangaan en aanvaar is in jou beste belang nie. Dit is 'n baie belangrike punt. En dan wanneer jy so 'n aparte regsentiteit het, die aktes van oprigting, hoe jy dit verwoord dat dit in die skool se beste belang is, maar ook wat die verantwoordbaarheid is van jou direksie van so 'n beheerliggaam, dat dit duidelik verwoord is. En dan die gebruik jou gemeenskap se positiewe energie, se loyaliteit, bou daarop en versterk jou skool daarmee. Want ek dink dit is belangrik dat ons voortbou op dit wat ons skole suksesvol gemaak het in die verlede, wat effektiewe bestuur, gehalte onderwys, want daarop kan ons nie kompromiteer nie. En dan jou gemeenskapsbetrokkenheid. Maar ons moet op 'n nuwe manier met daai selfe suksesresep begin werk. Want om ons skole suksesvol te hou oor die lang termyn, gaan ons selfstandige planne moet maak, en gaan ons gemeenskappe se krag moet gebruik. Beslis, baie dankie Melanie. Ek is Leonie Brazler en jy het nou gekyk na Skoolslim en saam met my was Melanie Buys van die Skole Ondersteuningsentrum. As jy van hierdie video gehou het en jy is dalk 'n ouer, stuur dit aan vir jou skool se beheerliggaam of vir enige iemand wat jy ken. Volg ook die Solidariteit Skole Ondersteuning Sentrum op Facebook, Instagram, TikTok en ook op ons YouTube kanaal. Baie dankie en ons sien julle weer 'n volgende keer.